Dit is woensdagoggend, die 30ste April. Ons is besig hierdie week met die hele behoefte wat die mens het heimlik om veilig te voel en hoeveel moeite en geld en middele en hulpbronne bestee word daaraan om hierdie gevoel van veiligheid nog sterker by ons tuis te bring. En dit maak dat ons natuurlik ons fokus skuif van die ewigheidsdinge af weg, nie waar nie. Nou, kom ons herinner mekaar aan die volgende verhaal. Aan die begin van die eeu was daar 'n Ierse maatskappy wat 'n onsinkbare skip wou bou. Dit moes so groot en sterk wees dat duisende mense daarmee in veiligheid kon reis. Dit moes so veilig wees dat dit die sterkste wind, die woeste branders en die ergste storm kon trakseer en trotseer. Dit moes so vinnig wees dat dit afstande in 'n rekordtyd kon aflê en dit moes so weelderig wees dat die rykes van die wêreld al hulle hartsbegeertes daarop kon bevredig. Hierdie onsinkbare magtige weelderige skip, sy naam was die Titanic. En sy het op haar eerste vaart gesink op 'n see wat so kalm was soos 'n plaasdam op 'n windstil dag. Hoe? 'n ysberg het dit skrams getref en 'n uur later het dit onder die see verdwyn. 1500 mense het gesterf, want daar was nie genoeg reddingsbootjies om eers die helfte van die passasiers te red nie. Die eienaars van die skip het gedink dat die reddingsbootjies eintlik net plek opneem en buitendien was dit mos onnodig, want hierdie skip sou mos nie gesink het nie. Wat is die les wat ons hieruit leer? Dat die mens niks vir homself kan skep of oprig wat sy behoefte aan veiligheid absoluut kan vervul nie. Wat die mens ook al doen, daar bly altyd onsekerheid en gevaar. Natuurlik is dit belangrik en selfs noodsaaklik dat die mens alles in sy vermoë behoort te doen om homself te beveilig. Maar ons moet stewige verhoudings en huwelike hê. Ons moet in stewige huise woon en ons moet versekering uitneem en bydra tot pensioenfondse. Maar solank ons net een ding onthou en dit is dat hierdie dinge nie die absolute veiligheid waarborg wat ons dink te doen nie. Want watter van ons menslike bouwerke en strukture het ons nog nie by geleentheid in die steek gelaat nie. Alles kan in 'n ommesientjie misluk. Verhoudings, huwelike, geldmarkte, banke, pensioenfondse kan bankrot speel. Die mooiste grondwet het al swakhede in en kan nie sy landsburgers beskerming bied wat dit beloof nie. Daar is niks wat die mens kan oprig of maak wat vir ons 'n gevoel van absolute veiligheid kan gee nie. Na alles wat ons gedoen het om veilig te voel, bly die wete oor, dis maar relatief. Dis maar net gedeeltelik. En in ons harte bly die vrees, die onsekerheid, die onvervulde behoefte aan veiligheid. Die oninneembare stad Tyrus word verwoes. Die onsinkbare skip Titanic het gesink. Daarom kom ons fokus vanoggend op dit wat ewigheidswaarde het, op ons Here en op die veiligheid wat ons op geestelike vlak eintlik na moet nastreef. Mag hierdie ook vanoggend vir jou vir 'n oombliekie sin maak en mag jy dit so na in jou hart dra dat dit jou nuwe uitkyk wees en word. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se naam. Amen.